Goeiemôre, good morning. En ek weet daar is nog heel wat van julle wat seker ook nog sukkel om die monde toe te hou, want 'n ou gaap is lekker die tyd van die oggend en jy sukkel dik met daai slaap uit die oë te vee. Maar ons is hierso. Hallo julle. Hi, julle. Groot goeiemôre and also then a huge congratulations to Bafana last night for the first time in 24 years. Sure. They actually qualified for a World Cup. Want toe ons dit moes nou aangebied het, there was no reason for us to qualify. So, well done, Hugo Broos and the boys. Ons baie trots op julle. In vandag se episode van Goeiemôre, Good Morning gaan meer skop as Bafana en 'n dubbel espresso. Ons gesels met die bekroonde aktrise Candida Mosoma oor haar nuwe kinderboek. Arnold gesels met die hoof van die Stellenbosch Akademie vir Sport, Ernst Joubert. Ons verken heerlike Indiese geregte. Elvis Blue gaan ons ook kom vertel hoe hy fietstrap om kinders in nood te help. En DJ Elster kom gesels oor sy remix van 'n Spoegwolf treffer. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies en vanoggend is dit Pieter se beurt. En ek gaan begin met hom. Luister, ek wil net gou by julle hoor, nee. Ek gaan hom in twee split, maar ek wil oor die een gesels vandag. Is dit vir jou maklik om verskoning te vra? En is dit vir jou ook goed as iemand vir jou kom om verskoning vra, as hulle jou dalk te na gekom het met iets of? It's not easy for me to apologize because I always think I'm right. So Is dit 'n vrou ding? No, it's a me thing. Dit is vir my moeilik om jammer te sê, want ek is altyd oortuig dat ek reg is. En die tweede antwoord op jou tweede vraag is, as iemand vir my om verskoning vra, then I'm always vindicated. Dan is ek soos, Told you. sien jy wat ek gesê het, Elsa? Ek is 'n vredemaker. Ek dink dit is een van my pa se eienskappe wat ek gekry het. So ja, selfs al voel ek nie noodwendig ek is verkeerd nie, sal ek altyd eers gaan probeer vrede maak. Dit pla my as iets nie lekker is nie. People pleaser. Hoekom vra jy, Pieter? Okay. Ek is ook maar 'n people's pleaser en ek vir my konflik. Dis hoekom ons nooit vas sit hierso nie. Jy sien, as jy nie met my gedink of tevrede is met wat ek doen nie, dan vat ek jou as 'n pad. Ja. Jy het al gesien. Wel, stel jou voor, iemand het jou gevoelens seer gemaak, 'n sperdatum gemis of met iemand uitgemaak, en in plaas daarvan homself jammer te sê, hier jy iemand anderste, om dit namens jou te doen. Dis geen vreemde idee nie, en weet julle in watter land is dit wel van toepassing? Raai mooi, Japan. Kan jy nou meer? Ja, daar is dit 'n regte besigheid. Die sogenaamde Shasai Hoko agentskappe. Moet ek net vir julle sê wat beteken Shasai Hoko? Dit beteken dis 'n agentskap vir groot prinsesse. Hoko is groot prinsesse. Nou ja. Hulle bied 'n unieke diens aan. Hulle lewer verskonings namens kliënte, persoonlik, oor die foon of per brief. Hierdie agentskappe tree op as emosionele tussengangers met dienste wat wissel van formele, gesoute verskonings tot selfs akteurs wat kan huil om opregte berou te toon. Agter die vreemde verskynsel lê 'n diep kulturele kode. In Japan is 'n verskoning nie net om skuld te erken nie, maar om harmonie en respek te herstel. Tog plaas die verwagting groot druk op mense wat skaam is, konflik vir my, of eenvoudig nie weet hoe om jammer te sê nie. Nee, dit is waar die agentskappe intree. Kritici meen dit maak verskonings minder eg en meer kommersieel, terwyl ander dit as 'n praktiese oplossing sien in 'n samelewing waar vorm en eer belangrik is. Hoe's daai? Daar is ook 'n agentskap vir alles in Japan, né? Ons het 'n paar maande terug daai storie gedoen oor die agentskappe daar wat jou kan laat verdwyn. So as jy jou lewe net wil oorbegin, dan there's a place that you go to and then they make a whole new life for you and you just get lost in Japan, I guess. En onthou julle die ouma wat 'n mens kan huur. Ja. Om vir jou te kook of net geselskap te hou ook in Japan. I think this is a horrible idea. Because I'm not going to think that your apology is actually to be believed at all if you can't come and do it yourself. Ja, as ek nou vir iemand betaal om te kom jammer sê vir Pieter, you're not going to get that apology from me. You're getting it from a tussenganger here that's not going to... Veral omdat jy die persoon mos nou ken. Jy ken my karakter, ons ken mekaar, en as jy nou namens iemand anders dit doen, dan gaan ek ook mos sê, ag nee man, kom aan. Ek stem saam met julle. Ek dink dit is nie vir my so opreg soos wanneer 'n mens dit in persoon doen
of dan nou self net 'n brief skryf, jy weet, of 'n boodskap stuur of so nie. Maar dalk is daar nou 'n besigheidsplan vir ons. Kom ons begin dalk met so iets hier in Suid-Afrika. Ja, ek wonder of dit deel is van ons kultuur for that matter, jy weet. I don't know. Emotional outsourcing. We now can, there's like a job for everyone now. As dit nie KI is nie, is dit 'n agentskap wat iets namens jou kan doen. Ek dink nie 'n verskoning moet van iemand anders afkom nie as jy die persoon is wat eintlik die oortreding gedoen het. En ook nie kunsmatige intelligensie nie, want ek weet mense gebruik soms dit. No. Tara Shasai Hawk. Ja, Pieter, jy is 'n bok vir sport, het jy al gaan 4x4 doen? Ek het dit, alhoewel ek dit nie self gedoen het of hier en daar self bestuur het nie, is ek baie keer as 'n gas saam met 'n 4x4 voertuig gewees. Baie interessant, maar ek het nie. You either like it or you don't. Ek is nou nie gebou vir 4x4 nie. En watter tipe hindernisse het jy al daar gesien op sulke trippies? Obviously die hele lot, maar die mees vreesaanjaende is gewoonlik wat jy opgaan met 'n opdraand. Jy kan nie regtig sien wat bo gaan gebeur nie. Sê die ouens maar net hou jou wiele reguit op draai bietjie hierdie kant en dan hoop jy maar vir die beste aan die ander kant. Ja, wel in vergelyking met wat hierdie bizarre nuwe motorsport is, klink dit eintlik vir my redelik veilig. Okay. A thrilling new motorsport is driving car fans all over the world to flood their social media feeds. Imagine a giant concrete bowl filled with soapy foam, where drivers in everything from SUVs to microcars, even semi-trucks, battle to climb out of the slippery trap. The sport that originated in China is nicknamed foam pittery for the Shaanxi cornucopia. That event is chaotic, hilarious, and addictive to watch. The goal is simple: drive in and then try to get out. But the slick walls and zero traction make it almost impossible. Engines overheat, cars spin helplessly, and crowds cheer every dramatic fail. The sport's charm lies in its anything goes attitude. Anyone can join, no fancy cars or fancy licenses are required. A muddy version in Wuhan adds another twist, replacing foam with thick sludge that traps vehicles like quicksand. Though its origins are unclear, the Foam Pit Challenge has gone viral on TikTok, YouTube, and X, with fans calling it the world's wildest car wash. So jy sê iets doen? Dit lyk vir my baie meer pret as hierdie ernstige pas op vir die klippie randjie. Pedal to the middle dat ons uit. Elsa, ek voel jy sou dit baie geniet. Beslis. Ek het al deelgeneem aan 4x4 hindernisse, ook al mense ore aangesit met 'n ou pypkarretjie soos wat ons daarna gewys het. En daar was selfs 'n stadium waar dit so oor 'n klip so rondgewieg het en hulle ons moes kom uithaal het. So en ek is al deur modder ook. So ek het 'n foto as bewys. So nee, ek sal dit definitief probeer. Dit lyk lekker. Jy sê dit ook doen. Dit lyk baie lekker. Baie lekker. Hulle doen ook, ek weet ons het nou gepraat oor die karre, but there's also like a one that you can do on your feet where the walls are not slippery, but it's like a kind of like a hole that's shaped like that and you've got to figure out gravity to get you out of it. So much fun. Ek dink hulle alles is net pret in Asië, dink ek. They just make a game out of everything. Ja, en ek dink dit gaan alles oor daai beheer wat 'n mens net moet hê. Ja, jy weet, oor jou voertuig. Maar nietemin, ons het 'n kompetisie vir die nie so oulike troeteldiere. Ek dink natuurlik elke troeteldier is oulik, maar as jy 'n donkie, kat, hond, perd of akkedis het wat amper mooi van lelikheid is, besoek ons Facebookblad en skryf hom in vir ons lelik en trots kompetisie en jy kan net R1000 teikenlaat koopbewys wen. Goed, so bly ingeskakel want net hierna kuier ons verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en soos wat Pieter altyd sê, dinge gaan nog lekker. Ons is nou weer terug. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. We're gonna be alright.
Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Sukkel jy met vet? Denaz het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denaz top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denaz bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denaz all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denaz se stresvet nodig. Denaz werk regtig. SMS jou naam na 44021. As inderdaad nog so baie om na uit te sien in vandag se program. Goeiemôre, good morning as jy nou eers by ons aangesluit het. Later gesels ons met die hoof van die Stellenbosch Akademie vir Sport, Ernst Joubert, en ons gaan ook 'n bietjie met Elvis Blue opvang. Maar vir eers weer tyd vir gesels, dalk bietjie meer op 'n ernstige noot. Elsa, hierdie keer is dit die dinge waarvan jy hou, die ernstige sake jy wil. Ai, maar ek hou nie van hierdie onderwerp met ek vir jou sê, want dit is kommerwekkend, maar ken julle enige jong mense wat sukkel om werk te kry? Ja. En ken ons nie jong mense wat sukkel om werk te kry? Presies, Pieter. Ja. Ek dink ons sien dit gereeld op sosiale media ook, maar goed, ons kyk vinnig na die storie. Nou ja, Suid-Afrika beleef die diepste en mees aanhoudende werkloosheidskrisis in die wêreld. Meer as 12 miljoen mense wil werk, maar kan nie. Sowat 1000 mense word al vir 17 jaar lank daagliks deel van die werkloosheidssyfer. 'n Swak beleid en bestuur het groei tot byna 0 laat daal, wat ook die hoofrede vir die gebrek aan werkskepping is. Sonder vinniger ekonomiese groei is daar geen volhoubare oplossing nie. Openbare werksprogramme bied slegs tydelike verligting en kan nooit die miljoene poste skep wat nodig is nie. Tog fokus die regering en besighede al jare lank meer op spesiale projekte as op die harde werk van beleidshervorming. Die Sentrum vir Ontwikkeling en Onderneming beveel hervorming in 4 sleutelgebiede aan, naamlik meer werkersvriendelike arbeidswette, 'n beter vaardigheidsstelsel, ondersteuning vir klein besighede wat werk skep en die verwydering van struikelblokke vir die informele sektor. Suid-Afrika moet dringend hervorm om 'n pad na insluitende groei en miljoene nuwe poste te baan, of nog 'n geslag sal in die wanhoop van werkloosheid vasgevang bly. Soos ek sê, ek dink dit is kommerwekkend en die vraag bestaan, hoekom dink 'n mens dan sukkel Suid-Afrika al vir so lank om werksgeleenthede te skep? I think we've had this chat before where Tace has actually mentioned that there's quite a few jobs within the informal sector that don't get recognized as someone who is working. Soos byvoorbeeld, as jy elke oggend wakker word om goedjies te gaan verkoop aan die kant van die pad en so, that is a job. So because those things in the informal economy are sometimes not recognized, I think there is a tendency to kind of skew these numbers slightly, but I'm not saying that unemployment is not as much of an issue. I'm just saying that there are people that are making their own opportunities, which maybe are not being factored into these numbers. Ja, en ek dink die ander ding is, jy weet, die vraag of die arbeidsmark dalk te streng gereguleer word, want ek weet baie mense sit met daai vraag ook. Maar ek dink dan beweeg 'n mens oor na die onderwerp rakende klein besighede ook. En ek dink net dit bly 'n groot krisis, maar nou al vir soveel jare, veral onder die jeug. En ek weet ook dat baie van die jeug dan gaan studeer, maar dit verseker nie noodwendige pos na die tyd nie.
Ja, dis net daai kringloop. Ek kan nie verstaan nie. Dit is hoeveel keer word dit opduik in gesprekke, in debatte en dis meer, maar daar word net niks regtig konkreet daaraan gedoen nie. Ja. Dit sal eerder ander nuus wat ongelukkig meer fokus op die skade wat al gedoen is en eerder as op by die oplossings te kom. Maar hierdie dink ek kan nogal 'n lekker debat. Ek soek mense soos tuis om die tafel en jy weet van die ouens wat lekker met besighede en goeders ook daagliks werk, om vir ons net 'n bietjie meer insig te kan gee van uit 'n besigheidsoogpunt, wat is die probleme waarmee hulle sukkel as hulle dalk werk wil skep, moet hulle aan hierdie vereistes voldoen en. En dan ook vir die jonger geslag, ek sal like om te hoor wat jong ouetjies se uitdagings is, jy weet. Wat is die verskoning? Jy het te min ondervinding of jy moet eers dit of dat. Wat is die algemene terugvoer wat hulle kry van besighede af? Ja, of daar's net nie poste beskikbaar nie, maar ek dink die ander hartseer faktor wat ook 'n rol speel is die feit dat soveel jong mense dan genoop word om te kyk na die buiteland, jy weet, en oorseese werksgeleenthede wat ook sleg is vir Suid-Afrika oor die lang termyn. Yeah. I think also there needs to be kind of a drive towards making the previous trades more attractive, like building and plumbing and handiwork and all of that kind of thing. We can't all be a YouTuber, we can't all be a content creator, we can't all be a doctor or an engineer. We've got to find those gaps within the South African job market where they can see where they could fit in and create a business for themselves that down the line will create more jobs. Verseker, want dis ook die ding waar jy moet nie net dink aan 'n werk, is baie nice wat jy dit sê. Jy weet 'n ou moet dink aan, okay, as ek hierdie geleentheid kry, hoe kan ek daarin groei of die besigheid laat groei dat ek later weer kan werk skep vir die jeug op jy weet op mense eie. En dan kom ons terug na die hele onderwerp rakende kunsmatige intelligensie. Verstaan wat deur besighede ingespan word om juist daai kostes te bespaar, maar weer eens laat dit mense sonder werk. Maar dit kom daarop neer. Daai punt wat jy nou maak is dat jy die hele tyd jou vaardighede moet aanpas en verskerp en bly by die tye, but it's hard to do that when what you've already got isn't enough to get you a job. So why must I keep on trying when there just isn't an opportunity for me? Ek kan nie dink hoe moeilik dit moet wees om die hele tyd vir werk te soek nie. En jy kry net niks. Dit is rarig. Dit laat mense moedeloos en mense verstaan dit. Ja. Ek het my CV al vir soveel mense ingestuur. En jy weet ek ken self nou 'n jong man wat 21, 22 jaar oud is wat sukkel om werk te kry. Ja. Hy het al die potensiaal, hy het al die dit, hy het al die dat, hy dalk nie noodwendig, maar ek meen hy gaan doen aansoek vir al die poste dan sorry jy's overqualified of sorry jy's te jonk of sorry dit. So ek stem saam met jou. Dis 'n frustrasie en ek dink dit het nogal 'n impak op gesinne ook, né? 100%, ja. Definitief wat se impak dit het op die gesinne. Maar die punt is net bly hoopvol en stuur maar die CV's en probeer om geleenthede te vat en jou vaardighede aan te skerp en sien hoe dit gaan. Ja, bly ingeskakel want net hierna gesels ons met die bekroonde aktrise Candida Mosoma oor haar nuwe kinderboek. Bly net waar jy is. Jy kyk Goeiemôre. Good morning. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction.
Make sure you have Dotcho's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dotcho's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dotcho.co.za and quote online in under 3 minutes. AC/DC Express. Everything electrical. Welcome back. You are watching Goeiemorgen, Good Morning. Candida Mosoma is a multi-award-winning South African performer, best loved and remembered for her many roles, including Shenzi in the West End production of The Lion King, Laurel Robinson in Dreamgirls, Dolores Van Cartier in Sister Act, and Mary Magdalene in Jesus Christ Superstar. But now she's taking audiences on a new kind of adventure through the pages of her debut Afrocentric children's book, Kanye and the Kite. This is the first title in her Mbilu Tales series, and this joyful picture book celebrates family, resilience, imagination, and African heritage, with a bold heroine inspired by Candida's Tsonga roots. Candida, welcome to Goeiemorgen, Good Morning. Thank you so much for having me. It's so lovely to have you. You are still performing because you're still on the West End in Lion King. I am. That is a job on its own. So how are we now making the transition from being a West End performer to also now writing these beautiful children's books? I mean, I felt that being on the road, performing for such a long time, and you get used to what you do. Yeah. So I was like, you know what? I need to bring some of my own creativity into the world. I've always written in my spare time, written in my journals, and I decided that with all of that, I need to find the escapism that I've always enjoyed in my writing and make something of it, finally. How difficult was it for you to get published, or are you self-publishing? I'm an indie self-publisher. Love it. Yes. So, I mean, I did the research. I was like, okay, let me try to get a traditional publisher, but that is a very difficult route. It can take up to 3 years to even be recognized in that route. So I was like, I have stories. I want them to be read. I want them to be shared. I want them to be loved as much as I loved writing them. So I was like, I don't want to wait 3 years because I might lose steam. And let me find out how I'm going to do it, and let me do it. And here you are. So Kanye and the Kite is inspired by your Tsonga heritage. I must say, she is beautiful. She is so beautiful. This is the reader. This is the book itself. And then also, she's got a coloring book as well. So you can do all the coloring for Kanye, and this is absolutely stunning. I love the illustrations. I love the whole idea of it. And it was inspired by you wanting to see Tsonga representation in children's books. 100%. Growing up, I never heard my language in the media. I never saw my language in books. And even though this is fully an English book. Yes. I've decided that because I want it to be an international book, the only way that I can introduce my heritage in it is by adding snippets of my heritage as the series grows. So it's a bit of a learning experience. So the first word in the Tsonga language that I introduce in the first book is kokwani, which means grandmother. So because it's for children, I'm just going to gradually introduce Tsonga words, bits of Tsonga heritage as the books grow. And I think that it's wonderful for children in the Tsonga groups and for other children to understand that they can be recognized. Their languages are celebrated. And there's nothing to be ashamed of, learning something new and knowing that you are represented on both hands. Exactly. And that's so important. And I think the reason
what makes it so great that you've done this on your own is that you don't have to kind of kowtow to what someone else is telling you should be written. 100%. You get to have control over the narrative and control over the story that you want to tell of this beautiful little girl. Yes, 100%. And this little girl is not just a bit of an imaginated creature or person. And her stories, yes, some of them are slightly imaginative, but Kanye is an ode to my sister. So she is my best friend. She is the bravest little girl that I saw growing up. So I put the spirit of Kanye, of my sister, into Kanye. And Momo, the little pug, is the spirit of my little dog who's passed. And his name was Banzai. He was a little pug. And just the combination, I mean, my Banzai and my sister never really interacted much, but I thought that because they are so close to me, I'm going to create a relationship for them. And then Kokwani her wisdom is a combination of two people. It's my mother and my father. They are the people that grounded me growing up. They are the ones that guided me and showed me that the sky is not the limit. There are no limits. They told me fly. If it wasn't for them, I would not have made any of the decisions that I've made right now, and I would not be where I am right now. Yeah. I want to talk a bit about where you are right now, because obviously your career as a performer has influenced your storytelling. Isn't Banzai one of the hyenas in Lion King? 1,000%. Hi, thank you. 10 points for me. Yes. So your storytelling has definitely been influenced by your career as a performer on that stage. It has been. Every time I do a new show, a piece of me is left within the production. But so much of the production is drawn within my own spirit. So like, that's why, like Banzai, when I named him Banzai, the reason why I named him Banzai was because in the show, he was my sidekick. And when I got him, he was my sidekick. He was always by my side and he never left my side. And just that journey of being on stage in so many shows is they say that a person needs to remove themselves from their work, but it's a little difficult when your work is your life. So that's me bleeding into so many art forms that I am delving into. This is absolutely incredible. I've known you for almost 20 years. I'm so proud of you. Beautiful. If you want to make sure that you get this beautiful book, Kanye and the Kite, follow mbulutales.com. That is where you can find out more about the whole series. Don't go anywhere. We will be discussing your finances right after this with Elise Kutsia from Everest Advisory. Stay tuned. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Welkom terug. Nou, die konsep van aftrede het heelwat verander. Dit is nie noodwendig meer op 65 in 'n huisie by die see nie. Dit gaan nou eerder oor keuses, fases en nuwe doelwitte. En ek gesels nou met Elizay Kutse van Everest Advisory Services om 'n bietjie meer daaroor uit te brei. Welkom terug by ons, Elizay. Lekker om hier te wees. Goed, wat beteken aftrede vandag regtig? Ja, soos jy gesê, dis nie meer huisie by die see nie. So, aftrede vandag beteken, is jy finansiëel vry of het jy genoeg gespaar om jou inkomste te vervang of ten minste tot van 60 tot 90% van jou laaste inkomste te vervang. En dis heel waarskynlik nie so nie. Omtrent 6% van Suid-Afrikaners kan volwaardig aftree. Jy moet gewoonlik jou leefstyl aanpas wanneer jy aftree. So volwaardige aftrede nie meer nie. Jy het maar altyd 'n 3 keer 'n werk, 3 keer 'n week werk of jy skuld ook af na 2 keer 'n week of selfs 1 keer 'n week. En dan doen jy nou iets wat waarskynlik jou stokperdjie is of jou doelwit is of jy voel, jy weet jy het 'n doel, jy moet dit doen. En onthou dis ook vir geestesgesondheid. So baie mense tree nie meer volwaardig af nie. So waarom wil mense langer werk? Weet jy, eerstens sou ek sê finansiëel. So jy het nie genoeg gespaar nie, want dit is maar die tendens wat ons vandag sien. En as jy die vermoë het en die gesondheid het om dit te doen, dan is jy waarskynlik geneig om dit te doen. So dit sien ons al meer en meer in die mark. Ek het 'n kliënt wat 95 is wat nog steeds werk. En jy weet, sy geestesgesondheid is goed, sy brein is goed, hy is fisies gesond, hy doen nog sy ding en hy gaan net aan. So jy weet, as jy dit kan doen, hoekom nie? Maar onthou, dan moet jy ten minste jou werk geniet, nê? Baie waar, ek dink dit is die belangrikste. Anders het dit die teenoorgestelde effek, ja. En ek dink baie mense, dit is nie noodwendig dat hulle langer wil werk nie, maar hulle het nie noodwendig 'n keuse nie. Ja. Wat is die gevaar daarvan om te min te spaar? Ja, so jou lewe gaan basies langer uithou as wat jy geld uithou. So inflasie speel daar 'n groot rol en ook hoe jy jou geld bestee, nie net of jy nou genoeg het wanneer jy afgetree is nie, maar hoe jy jou geld belê. Bepaal ook natuurlik of jy geld lank genoeg gaan hou. So daar's verskeie metodes wat jy kan volg om dit te doen. Ons het so 'n paar weke terug ook daaroor gesels oor persentasies van wat jy in 'n geldmandjie moet sit en daai tipe goed. Hulle kan ook teruggaan en daarna gaan kyk, maar op die einde van die dag, as jy nie genoeg gespaar het nie, gaan jy waarskynlik dalk meer moet begine werk. So dit kan 'n groot probleem raak vir jou. So die uiteinde van die storie is begin nou te spaar sodat jy weet jy's okay wanneer jy aftree. Goed, ons hoor die woord fases. So hoe kan 'n mens in fases vir aftrede beplan? Ja. So hoe ons as finansiële beplanners gewoonlik ons aftreebeplanning doen vir kliënte is ons sê as jy begin met aftrede, met ander woorde dis nou jou eerste maand, probeer so min as moontlik trek en kyk wat die inkomste is. Ek weet jy het uitgawes om te betaal en mens doen maar berekening nog voordat jy by daai punt kom. Maar later in jou lewe is jy finansiëel geneig om meer te trek want jy het meer behoeftes in opsigte van mediese onkoste of hoë sorg of daai tipe van goeder. So hoe ouer jy word, hoe meer trek jy. So in jou eerste fase sal jy sê belê omtrent meerderheid van jou geld op 'n tipe hoër risiko sodat hulle inflasie kan uitperseer sodat die ekstra groei kan toon en mindere van jou geld, met ander woorde jy trek 'n baie
klein porsie van jou geld wat jy op byvoorbeeld 'n kontant bateklas sou wil hê. En dit moet jou inkomste ten minste 1 tot 3 jaar omtrent wees. En daarna skuif jy bietjie op, dan trek jy omtrent 4%, dan trek jy omtrent 6 na 10 en daarna as jy hier by jou 90s kom, ek meen vir wie hou jy die geld? En sê jou begunstigdes is regtig nodig het. Maar dan kan jy bekostig om sê maar 17.5% te trek van jou lewende anniteit, want jy weet jy daai geld nodig en jy kan ook jou leefstyl so aanpas dat jy dit nie nodig het nie, maar jy kan dit wel doen. Jy het die behoefte daarvoor op die einde van die dag. So dis die fase van jou lewe waar jy meer behoefte vir groter inkomste het. En wat is 'n leefstylfonds? Okay, so 'n leefstylfonds werk bietjie anders voor aftrede as na aftrede, maar ons praat mos nou oor aftrede. Ja. So 'n leefstylfonds sal wees dat jy nie moet raak aan jou beleggings nie. So dit sal natuurlik soos jou noodfonds amper wees om jou leefstyl nie noodwendig heeltemal te verander op aftrede nie, om ekstra ditjies en daadjies te betaal, om ietsie soos bande vir jou kar of jy weet 'n vakansie hier en daar. Jy weet dit is iets wat jy graag wil beoog en dit werk soos ek gesê, bietjie anders as jou noodfonds vooraftrede wat gewoonlik 6 maande se uitgawes is. Hier kyk ons ten minste van 10% van jou fondswaarde om op daai fonds te belê of 3 jaar se inkomstes. So dit is wat jy moet beoog om fondse daar rond te skuif sodat jy seker maak jou belegging kan groei, maar daai fondse gebruik ek as inkomste en om my leefstyl te handhaaf. Ek dink jy het nou net vinnig hieraan geraak, maar ek wil net weer ons moet vir 'n oomblik stil staan by iets soos gesondheid en inflasie, jy weet, en om daai balans te vind wanneer dit by aftrede kom. So gesondheid speel 'n groot rol. Soos ek gesê het, hoe ouer jy raak, hoe meer is die behoefte om 'n groter inkomste te trek om vir mediese onkoste te betaal. So inflasie ook natuurlik. Jy kan nie al jou fondse belê op 'n matig tot konservatiewe bateklas en seker maak jy klop inflasie en jy gaan dalk net inflasie klop, maar gaan jou geld vir jou hou? Nee. So dis belangrik om die beplanning te doen in fases. Inflasie moet klop, groot genoeg fondswaarde hou vir later in jou lewe om daai ekstra mediese kostes te betaal. En dan vra mense, wat kan ek vandag doen om beter voor te berei? Ja. Is daar 'n wenk of twee? Definitief. So praat asseblief met jou finansiële adviseur. Ons doen beplanning om seker te maak ons vat byvoorbeeld jou inkomste, verhoog dit met inflasie tot en met jou aftrede ouderdom en dan maak ons vir jou 'n doelwit en ons maak seker dan, jy weet, hoe kom ons by jou doelwit uit? Gebruik sekere belastingvoordele om by jou doelwit uit te kom. So ons maak plannetjies om seker te maak, jy weet, jy neem 'n ingeligte besluit op die einde van die dag. Ons het so 'n minuut oor, maar hoe lyk 'n moderne aftreeplan? Die moderne aftreeplan sal wees, ons verwys gewoonlik na die Amethyst Living Annuity van Everest Wealth. So hy is nogals goed aangepas om vir jou stabiele konstante opbrengs te gee met lae fooie en dan ook natuurlik 'n inflasie bonusbeskerming wat uitbetaal in jaar 6 wat nogals 'n goeie rede is om hom te oorweeg. Veral as jy kyk na beleggings wat inflasie moet uitpresteer om later in jou lewe aan te pas. Hy's buigbaarheid is ook ingebou om elke keer jou inkomste verander jaarliks. So dis 'n goeie resep om te volg. Dit klink vir my so, maar weer eens belangrik om kundiges te raadpleeg in die proses. Natuurlijk. En dit is waarom ons by julle sal kom aanklop. Baie dankie dat jy vanoggend weer hier was. Daar's 'n lekker dag. Goed, moet nêrens heen gaan nie, want net hierna gesels Arnold met die hoof van die Stellenbosch Sportakademie, Ernst Joubert. Is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Maak ook seker jy gemaak 'n draai op ons YouTube kanaal om weer na enige van ons interessante, insiggewende en inspirerende gesprekke te gaan kyk en luister. Ons is nou weer terug, bly ingeskakel of net waar jy is. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further.
So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. Celebrate you at the Clicks Beauty Fair. Buy any 3 Neutrogena facial skincare products, cheapest one free. Get any 3 selected brands hair care products from the same offer, cheapest one free. Save 20% on Bleach London hair colour products. And buy any 3 Aunt Jackie's hair care products, cheapest one free. Clicks, feel good, pay less. Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go, it's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets, to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. As jou wekker miskien nou net afgegaan het, Lucky Fish, môre, lekker om jou saam met ons te hê. Hierdie is Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts en ek gesels nou volgende met die hoof van die Stellenbosch Akademie van Sport, Ernst Joubert. Ja, natuurlik, jy sal vir hom onthou as een van daai 4 vreter losvoorspelers van alle tye. Ernst, hartlike goeiemôre, baie lekker om jou saam met ons te hê, ou maat. Eerstens, hoe het Ernst Joubert in hierdie posisie opgeëindig na al jou speeltyd by die Leeu's en by Saracens? Arnold, baie dankie. Dis lekker om hier by julle te wees en dis my wonderlik om uit te vind so pas ek 'n bevordering gekry, want ek is die hoof van die rugbybeen. Neil de Kok is nog steeds die hoof van die Stellenbosch Academy of Sport, maar ek is by Saracens weg en daai tyd was Remgrou aandeelhouer gewees en my laaste kontrak was deel om 'n oorbruggingsjaar eintlik by Remgrou te doen nadat ek klaar maak met rugby en ek het dit gedoen by Remgrou en Remgrou besit ook die Stellenbosch Academy of Sport. Ek het na 'n jaar by Stellenbosch Academy of Sport begin en ons het basically skoon papier gehad om met 'n rugby afdeling te begin en ons het koppe bymekaar gesit en rugby akademies begin en rugby programme begin skryf uit die fasiliteit uit. Nou Stellenbosch Academy of Sport is eintlik 'n high performance sports hotel. Ons kry groepe van reg oor die wêreld af wat by ons kom bly, maar binne in die fasiliteit self het ons 'n rugby afdeling wat akademies en sport en rugby programme aanbied. En dis maar waar ek in die prentjie gekom het om beheer toe van dit te vat. Maar jy is mos maar eintlik 'n seun van daai deel van die wêreld, nie waar nie? Ek het seker 'n bietjie redelik rondgetrek in my lewe, maar ek is van Ceres af Nelspruit toe my laaste skool daar op Stellenbosch en nog gestudeer hierso voor ek toe nou weer terug Johannesburg en Engeland toe is. So dit is lekker om terug te wees en dit is eintlik nou al 10 jaar, dit is eintlik skrik of angswekkend om te dink is al 10 jaar vandat ek laas rugby gespeel het. Ek sal nie sê ek mis die game raak redelik taai en die ouens duik mekaar hard raak, so ek sê ek mis daai deel nie, maar ek dink die feit dat ek nog steeds in rugby is, gee dan vir my ten minste daai gevoel dat ek nog in die sport bly, dat dit vir my lekker is. Ek dink dis sekerlik een van die moeilikste dinge om uiteindelik weg te stap van 'n ding wat vir so lank jy was. Hoe moeilik was dit vir jou om weg te stap daarvan af? Ek dink ek was bevoorreg genoeg om op my eie terme klaar te maak en
as gevolg van my ouderdom. So ek dink ek het tot 35 gegaan. Ek dink ek is destyds as ek Engeland toe op die ouderdom van 29 met die gedagte dat ek seker 'n jaar of 2 nog gaan speel. Die foto's bring nou eintlik lekker memories terug. En ek het langer gespeel as wat ek regtig gedink het. In Suid-Afrika het jy nooit in jou lewe gedink jy sal tot op 35 toe rugby speel nie. En ek het op 'n punt gekom wat ek besef ek het bereik wat ek gaan en ek het 'n wonderlike tyd op die veld gehad. Ek het fantastiese vriende gemaak. Ek het ongelooflike memories, maar ek het besef dit is op tyd om aan te beweeg en ek het 'n great geleentheid gekry en ek ken Minkie en die gesin wil altyd terug Suid-Afrika toe trek. So as jy dan met jou rugby loopbaan klaarmaak in Engeland en jy kry die geleentheid om na jou pragtige land toe terug te trek, dan is dit dan wonderlik. So dit maak dit dan sienlik makliker. Ek moet sê ek het self gekyk toe ek my huiswerk gedoen het. Dit is moeilik om te glo dis 2015 toe jy held geroep het, maar ek wil jou terugvat na 'n wedstryd waar ek by was waar jy ten die leeu's uitgedraf het vir die leeu's, dis nou die Britse leeu's vir die leeuspan daarop by die ou Ellis Park. Ek onthou dit as 'n ongelooflike taai wedstryd. Wat onthou jy van daai een in besonder? Dis eintlik nogals gemengde gevoelens, Arnold, om rede, eerstens, dit was my laaste wedstryd, daar was baie veranderinge die week voor die tyd by die leeu's, ons het van afrigters verander, daar het 'n nuwe afrigter ingekom met die gevoel dat die ouens wat nie meer by die leeu's gaan wees nie teen die Britse leeu's gaan speel nie, ons het gevoel, ons was 6,5 jaar daar en ons het graag die geleentheid hê, so ek is toe gelukkig uiteindelik op die bank gesit, en dit was 'n taai wedstryd. Ons het die wedstryd redelik ver verloor, so dis nie hoe mense jou swanesang met die leeu's sou eindig nie. Maar wat eintlik nog as die snaakse storie daar is agter die skerms is toe ek Saracens toe gaan, toe daar was op 'n stadium Brendan Venter het ingekom en het baie van die Engelse spelers laat gaan, hulle het heeltemal nuut oor begin en hulle het 'n klomp nuwe Suid-Afrikaanse spelers ingebring. So toe ek daar aankom, toe in die media daar wat eintlik aangegaan het was, hulle het gesê, hoekom sal Saracens 'n speler teken wat vir 'n span speel wat 70 punte teen die Britse leeu's kry en hy kan nie eens in die starting line-up kom nie. So die politiek agter die skerms het eintlik amper groot invloed op my begin daar by Saracens gehad. Maar gelukkig, hopelik met tyd kon ek hulle dan hopelik bietjie verkeerd bewys toe ons daarom begin bekers wen, maar dit was 'n ongelooflike voorreg om teen die Britse leeu's te speel. En ek het 'n wonderlike tyd by die leeu's gehad. Natuurlik sou mens met 'n wen wou geëindig het, maar ek het net wonderlike memories van die leeu's daar en dit was regtig, ons is 'n klein vriende, ons almal praat op mekaar, so dis regtig fantasties. Ernst, ek is werklik waar baie geïnteresseerd om te hoor, as jy sê julle skryf daar by Stellenbosch 'n rugbyprogram, wat is dit in die waarheid? Verduidelik vir ons kykers, hoe bepaal julle dit en waar gaan dit op pad heen? Ons het Arnold, so 'n paar jaar terug, in 2017 het ons besluit om te sit en besef, daar's ons 'n leemte tussen gekontrakteerde seuns wat na skool klaarmaak en 'n ou wat nie noodwendig 'n kontrak kry nie, maar kom ons sê maar jou late bloomer is. En ons het 'n rugby akademie begin vir seuns wat na skool klaarmaak, 19, 20 jaar oud is, wil nie noodwendig weet nog nie 100% wat hy wil studeer nie, hy wil so 'n bietjie van 'n gap jaar vat en hy wil net op rugby fokus om net so 'n finale kans te gee om te kyk of hy goed genoeg is en of hy gaan ontwikkel. So ons het 'n high performance program geskryf wat in 5 maande totaal al eet, slaap, droom rugby, soos jy professionele rugby speler sal wees, jy bly in SAS, jy eet, jy oefen. En die program het klein begin. Ons eerste jaar was ons 18 spelers, en ons is nou amper 10 jaar later op 52 spelers. Ons het nou ons het partnerships met die Bulle, so hulle sit 5 spelers in, Boland sit 5 spelers in, die WP volgende jaar gaan 10 van hulle gekontrakteerde seuns by ons insit vir die eerste 5 maande, en dan ons spelers van reg oor die wêreld af, en nog natuurlik seuns wat hulle self glo hulle is goed genoeg. So ons funksioneer as 'n span, ons bly SAS, ons is 'n span saam, ons doen dit tot Junie toe, en dan het ons presies dieselfde
sewesprogram wat dan na Julie begin tot November toe vir en hulle is nogals redelik naby die Blitsbokke ook. So ouetjies wat geleentheid sien Ernst, ek is bevrees ons sal hom daar moet los vir nou. Ongelukkig ek sal vir ure met jou hieroor kan gesels, maar die Stellenbosch Akademie het beslis die resep vir wat nodig is en dit is sukses. Maar gepraat van resepte, een van die wêreld se grootste restaurante het sopas 'n geheime resep gedeel. Roseanne, vertel ons asseblief meer. Yes, Arnold, KFC's big secret is out, but it is not the secret to the 11 herbs and spices. No, we don't know that yet. It's the recipe to end child hunger. They have open sourced their blueprint for Add Hope. It's a 16-year-old initiative that is also South Africa's largest non-governmental feeding program. And here to tell us more is Andra Nel. She is the head of corporate affairs. Andra, thank you so much for joining us this morning. Well, I can't think of a better way to start the day. So thank you so much for having me. Why would you change something that's obviously working? So I think for 16 years, Add Hope has been making the most incredible difference. And, you know, we're very proud of the work that we've done. We've served 320 million meals. We've got 3,000 feeding centers operating every single day. We've raised 1.2 billion rand. And we're very proud of that. But if we take into consideration that 23% of kids in South Africa do not know where their next meal is going to come from. 2/3 of households are food insecure, and that food security is at the lowest level since 2012. I think we had to come to the sobering conclusion that it's simply not enough. So we had to do things differently if we're going to make a meaningful difference in the future. So tell us a bit more about the biggest hunger hack. So it started off as an initiative to go, you know, sometimes you have to realize that what got us here is not going to get us to our next. If we want to really scale this and make it even more meaningful, more impactful, reaching the 12 million kids that need it, we're going to have to get people together to, you know, collaborate and make a difference. Now, Add Hope is based on the principle of collaboration. Started off with KFC making its own donation. Then we gave our customers the opportunity to add 2 rand every time they come to buy the world's best fried chicken. And together we've done a lot. So we wanted to continue harnessing on the spirit of collaboration and say, okay, let's invite the brightest, youngest minds in this country to help us make it even more resilient, even more scalable, even more impactful. So we invited 60 kids, the Gen Zs of the world, to hack Add Hope, to go, how do we make this even better? And oh my gosh, these kids absolutely blew our minds. They operate from a spirit of this is possible. They're not constrained about how things have been done in the past. And I think they just brought such a fresh perspective. They believe we can solve hunger. And they made me believe too. KFC is a massive corporate, huge, best fried chicken. Why even get involved in something like this when you guys could just go like, oh, you know what, it's okay. Everyone loves our chicken. Let's just be complacent about that. Well, this past week, we opened our 1,500 restaurants on the continent. We are incredibly proud of the 1,500 mark. But we believe that as a corporate, business cannot succeed in societies that fail. So at the core, while we're all about feeding people, our purpose is about feeding people's potential. So we want to intentionally invest back into the communities we operate in. And when you think of hunger being the gatekeeper to the potential of the kids and the future of our country, that is where it starts going wrong for every young person in this country. That is the core for us. So we want to be a part of this and we want others to collaborate with us. So yes, we're giving you the blueprint. If you want to go repeat it, by all means, we're not gatekeeping because we believe it's a solution and not a secret. But actually, even better, please collaborate with us. Let's do more together. When are we going to find out what the 11 herbs and spices are? Please, it's been years now. I'm 43, like my time is running out here. Well, there is a place where you can still get the secret recipe every single day. But we believe this is the secret recipe that the world really needs. And that's how we start making a meaningful difference. That is so unbelievably special. Thank you so much for coming to join us this morning on Goeiemorgen. Good morning. Thank you for your time. That's Andra Nel, Head of Corporate Affairs at KFC. Stay tuned because right after this, we'll be taking you on a tasting tour of India and catching up with the singer Elvis Blue. So stay just where you are. Goeiemorgen. Good morning. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig.
Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? I'm supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time. Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Een van die vele dinge wat dit so lekker maak om in Suid-Afrika te woon, is die feit dat ons land so ryk is aan verskillende kulture. Die Indiese kultuur is een wat my persoonlik na in die hart lê. Geet Indian Restaurant is 'n restaurant wat 'n mens gerus kan kom besoek wanneer jy vir 'n oomblik na Indië wil vlug. En ons het besluit om vandag te kom inloer. Well, Geeta, thank you so much for the nice cup of masala tea. What is Geet Indian Restaurant all about? And what is the meaning of Geet? Different sounds, different tracks, different vibrations that create music. And we take that music, we take the character of our cuisine, and we blend it together to bring a synergy of love through Geet and our food. Why do you think people find the Indian culture so fascinating? Indian food is not a merge of 5 or 6 spices. It has over thousands of spices mastered by our evolution of chefs beyond 2000 DC. So that is what evolution of food is about in the Indian character of our cuisine. Hoewel Indiese kos dikwels met 'n erge brandsmaak geassosieer word, gaan dit meer oor die komplekse laag en mengsel van speserye en nie net russies nie. Talle geregte het net 'n effense brandsmaak of is selfs soet, afhangende van die streek. Daar is verder ook meer as 200 speserye van die land afkomstig, waarvan baie as deel van unieke kombinasies gebruik word. I want to ask you to please explain the differences in terms of regions and the Indian cuisine. We have the northern India,
We have the southern India, we have the eastern India, and we have the western India. The northern India is a very cold country. People eat rich food because rich food means creamy, cashew nutty, pistachio, nutty flavor foods. South India is rich, vibrant colors, hot dishes, spicy dishes. So from here we take it into the west side of India. West side is more savory countries, and it's a festival of different identifications of food in your platter. When you come to east of India, it's a different marriage between north, south, east, west, where everybody comes together in the east and enjoys a different character of food. You know, it's beautiful flavors merging into each other, and I promise you I'm going to give you a feast today. En 'n feesmaal was dit beslis. Ons het met die voorgeregte begin. Well, Gita, here we are. Can I offer you Yes, what would you recommend? This is your reconstructed vada pav. It's got a coriander mint flavor. And some nuts as well. Yes. I'm tasting. It's such a great combination. Taste the one on your right-hand side is the chicken momo soup. Okay. Which is excellent to dive into. And you tell me. I love it. It's different. It's very different. Yes. Why don't we try our mains now? I'm ready for it. Let's do it. 100%. Now we're going into our main course. This is a Goan dish. Just take us through the other main courses on the table. We have paneer makhni, we have kala gosh, we have goshtaba, and we have salik chicken. Can I use my hands for the Yes. because I mean Indian food is actually customary to eat with the hand. Yes. You see the saffron and the combination of the coconut. It complements one another Yes. in such a nice way. Correct. The chicken goshtaba. All right. It's also a new concept that we have brought in. Okay. With a lachada paratha, tomato-based flavor. Yes. With chicken cooked in a tandoori oven and then cooked in your sauce. With the pilau rice and a lachada paratha, which is layered. Gives a marriage of different flavors into your palate. Love the chicken as well. It's very tender and soft and gentle on the palate. Let's get to the dessert as well. 100%. A very reconstructed flavor. It's gulab jambu with puri. What can I expect? A sweet kind of taste? It is sweet. Okay. It's got a very different milk product. It's a milk product, so it's going to be, again, a different flavoring in the mouth after eating a spicy food. Crispy, soft. And the nutty flavor comes through. Yes. Wow, Gita, thank you so much. I think I need to finish this. I still feel you should go into your mains and then go back to your desserts later. Want you to have a variety of our cuisine that's at your table. Sounds perfect and to me. have a happy dining experience. Thank you. Namaste. Namaste. Die Indiese kultuur is een van die oudste en mees diverse kulture in die wêreld, gevorm deur duisende jare se geskiedenis, tradisie en filosofie. Ek dink dit is 'n kultuur wat my nog vir lank gaan fascineer. Gelukkig is daar 'n restaurant soos Geet net om die draai met 'n heerlike nuwe spyskaart en disse waaraan ek en jy kan smil. Ek is nou so honger. Ek dink 'n Indiese curry vir ontbyt is net wat ek nodig het na hierdie program. Maar dit was behoorlike toer vir al die sintuie. Jammer aan my kollegas dat daar nie 'n woefkardoes was nie, maar ek sal opmaak daarvoor of althans probeer. Nou so gepraat van toere, Elvis Blue het onlangs 1475 km van Stellenbosch tot in Windhoek op sy fiets afgelê om meer as 1,2 miljoen rand vir kinders se skoolfondse in te samel. En hy sluit nou by ons aan. Elvis, baie welkom by Goeiemôre, good morning. Lekker, is great om met jou te gesels vandag. Nou, ek weet hierdie is 'n baie groot inisiatief wat jy jaarliks aanpak, maar wat het jou laat besluit om dit te doen? Elke keer as ek so half in die middel van die ding is, dan wonder ek wat op aarde het my besiel, want dan is my boude seer en die pad lê ver.
Maar ek is verskriklik mal oor fietsry nog altyd. En dis lekker om elke jaar een groot projek aan te pak waar jy voel hoor jy met hierdie ding kan mens nou regtig 'n verskil maak. Want as jy musiek speel, jy kry so baie shows wat jy wil doen en baie fondsinsamelings en sulke goed, maar mens voel altyd mens kom nooit voor nie. Maar met hierdie projek, as mens so een keer 'n jaar 'n maand vat en jy sit alles in wat jy kan en jy kyk hoeveel jy kan insamel, dan is dit nogals lekker om so iets te doen. En ek hou baie van fietsry, so om die twee te kombineer is vir my baie lekker. Sê vir my, hoe berei 'n mens jouself fisies en ook geestelik voor? Jy weet, vir so 'n lang en uitdagende fietsrit. Jy moet maar baie berei op jou fiets, jong. En ek bly in George, so dis 'n baie mooi plek. En ek het baie goeie vriende hierso en ons hou nogals van fietsry. Ons ry met ons bergfietsse hier in die berge rond. So jy moet 'n bietjie oefen voor die tyd. Dit vat seker so ek dink seker so 6 maande se elke dag se fietsry. Maar ek dink hierdie is eintlik dis 'n baie groot avontuur. Ek ry die rit hierdie jaar het ek gery oor 13 dae. So dis 13 dae wat ek elke dag so 120 km ry. En soos jy nou kan sien op hierdie foto's, daar's ons baie ouens wat saam met my ry, wat dit baie spesiaal maak. Elke dag is daar ouens van hierdie dorpie of daai dorpie waarin ek oorslaap wat my join, wat dit baie spesiaal maak en dit maak dit maak dit bietjie makliker om dit te doen. Nou jy het meer as 1,2 miljoen rand ingesamel. Hoe laat dit jou voel? Sekerlik baie trots. Great, dit is al bietjie embarrassing wees as ons al die pad ry en ons samel niks uit nie. Hierdie is nou die tweede jaar wat ons dit doen. So ons eerste jaar het ons 850,000 rand ingesamel en dis nie ek nie. Dis mense wat die geld gee. Jy weet, so dis of dit die publiek is en of dit maatskappye is. Dis mense wat die geld gee en al die geld gaan aan die Atterbury Trust. En hierdie jaar het ons nou so 1,2 miljoen rand ingesamel wat ek baie bly is oor want ons het 'n doelwit gestel om meer as 1 miljoen rand in te samel vir die Atterbury Trust. En die Atterbury Trust doen werk met kinders, skoolkinders, universiteitskinders. Hulle help kinders om hulle potensiaal te bereik. So ek is nog altyd baie passievol oor kinders ook en so dis lekker om saam met hulle so 'n projek te kan doen. Nou, jy is ook op die 19 Oktober te sien by die Stellenbosch Toyota Woordfees. Wat kan feesgangers vanjaar van hierdie produksie verwag? Ja, dit is baie lekker. Die Woordfees is op 'n great plek. Ek meen dit is in Stellenbosch. So en ek speel saam met 'n klomp ongelooflike musikante en ek speel my songs en ek dink ek speel op die laaste dag van die Woordfees. So miskien as jy lus het, kom sluit jou Woordfees af Sondagmiddag. Nou so by ek dink is Bloemhof waar ek speel. So ek sien altyd uit om by die Woordfees te wees en om my songs te kan speel is net vir my een van die lekkerste goed en is 'n groot voorreg om dit te kan doen. Kyk, daai net vir my klink soos 'n amptelike uitnodiging. So miskien kan ek self ook 'n plan maak om daar uit te kom. Maar ek wil afsluit deur ek het nie Indiese kos vir jou nie. Maar ek het baie songs. Okay. Net vinnig, en terug by die Atterbury Trust en hierdie inisiatief van julle. Kan mense betrokke raak en indien wel hoe? Ek dink een van die grootste redes dat ek 'n hande gevat het met die Atterbury Trust is niemand moet ooit vir 'n kunstenaar so baie geld in sy bankrekening sit nie. Jy weet, dis gevaarlik. Voor jy weet, koop ek vir my nuwe gitare. Maar wat ek gedoen het met hierdie projek is om te kyk waar is organisasies wat reeds ongelooflike werk doen in Suid-Afrika. En die Atterbury Trust is ouens wat dit doen. My projekkie is nou maar net een van die klein projekkies wat in 'n jaar gebeur, maar hulle is elke dag besig om vir duisende kinders kos te gee. Een van die goed wat vir my altyd baie moeilik is as jy stop by 'n plek, jy stop by 'n verkeerslig in Suid-Afrika en jy word eintlik soms net oorweldig met hoeveel nood daar regtig is. En ek is altyd soos ek weet nie eers waar om te begin nie. Wat moet ek doen? Ja. En as jy hande vat met 'n organisasie soos dit, daar in die rede met val want die tyd het ons ingehaal, maar ek is seker daarvan ons kan die Atterbury Trust se webtuiste besoek. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.
Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Jy kyk goeiemôre, good morning. Die Suid-Afrikaanse modetoekennings 2025 het die kreatiwiteit en kulturele invloed van ons land op die modewêreld gevier. Die geleentheid het ontwerpers, modelle en handelsmerke vereer wat die bedryf vorm en inspireer met uitsonderlike wenners soos Richard Mnisi, hy was die wenner van beste modeontwerper, Boiti Tulo is as beste modesmaakmaker vereer en David Tlale het 'n lewenslange prestasie toekenning verorbei daar by die Suid-Afrikaanse modetoekennings. Vandag gesels ek met Peer van Vieren, wie vereer is as die beste modefotograaf van 2025. Welkom by Goeiemôre, good morning. Dankie baie, ek's bly om hier te wees. Peer, het jy geweet jy gaan wen? Nee, glad nie. Glad nie. Ek het vir almal gesê ek's bly om genomineer te word. Ek was happy om genomineer te word so met great ander fotograwe en kunstenaars en dit was vir my regtig genoeg geweest. Ja. So 2025 was vir jou 'n ongelooflike groot jaar. Is daar 'n spesifieke model of modeontwerper wat jy regtig gedink het, wat jy regtig laat dink het, hierdie is my jaar, hierdie is 'n wenner? Ek dink die reaksie wat ek gekry het, want ek het vroeër in die jaar die SA Fashion Week afgeneem en ek was baie agter die skerms geweest. En toe ek dit afgeneem het, dit was die eerste keer wat ek daar was en ek was actually deel van hulle oorspronklike span. Dit was nogals cool geweest. Ek dink na dit was ek soos, okay, hier is nogals great. En dit was my baie lekker geweest.
Wow. Jy is nou aangewys as die beste modefotograaf vir 2025. Wat beteken so 'n toekenning vir jou en hoe voel jy oor die feit dat jy nou die ander benoemdes in die stop geslaan het? Ek dink dis vir my amper soos dis net 'n deur wat oopgaan. Ja. Ek neem al foto's vir die afgelope 6 jaar en ek wil nog altyd meer in fashion ingaan. Hierdie is kan net die deur wat oopgaan dat ek in die kamer is saam met die mense wat ek regtig op na kyk. Ja. Wat is die een ding wat jy regtig in gedagte hou as Peer van Vuren die fotograaf wanneer jy 'n model of 'n kledingstuk afneem? Ek dink persoonlik, ek probeer my instink volg en dan partykeer moet mens en deel van die instink volg is as jy iets belig, 'n sekere kledingstuk of 'n sekere designer se werk, dan moet jy ook besef as dit nie werk nie, dan moet jy pivot. Gaan iets anders toe, probeer iets anders te follow jou instincts. Dis vir my die belangrikste en weet wanneer 'n model moet gemaklik wees en wanneer jy in daai stilte moet net wees saam met 'n model. Ek dink dis 'n baie fyn balans. Hoe gaan jy te werk om iemand anders se visie en jou visie amper saam te smelt, né? Want dit is die model, dit is die ontwerp, dit is die ontwerper se visie en dan natuurlik joune. Ek dink dis alles net soos collaboration. Voor die tyd chat mense oor 'n konsep en deur dit ek verkies collaboration eerder as die enigste persoon te wees wat die visie moet volg of die visie moet gee. Dis lekker om van mekaar af te werk. As mens 'n great model het, ek sê altyd goeie modelle is eintlik maar performers eerder as net soos iemand wat 'n klere aantrek, regtig. Hulle is mooi, maar hulle perform actually ook vir 'n kamera en ek dink as mens daai 3 saam met beligting en 'n goeie konsep dan regtig wat jy kan maak is beautiful kids. Wow. Hoe sal jy jou styl beskryf? Ek dink beweging. Beweging is redelik belangrik. Ja. En hoe kry jy dit reg om dit in jou foto's vas te vang? Want 'n photo is not a moving image. A photo is a static image, but where you can add that kind of movement to it. Ek dink dit is met die regte modelle te werk, met die regte kledingstukke te werk, die direksie wat ek gee vir modelle om 'n bietjie meer beweging uit hulle uit te kry. Partykeer is dit met hoe jy dit belig, die settings wat jy gebruik, dat daar 'n bietjie van 'n blur is. Baie van my foto's het dit ook op. Maar al sien mense, ek kyk nou net na wat op die skerm is en al sien mense bietjie daai blur, die klere it's so kind of dis belangrik. Ek is so erg vir klere, Ja, dit staan so uit. Al is daar bietjie van 'n blur, mens kan steeds die kreatiwiteit in die kledingstuk insien. Ja, ek dink klere is nog altyd vir my regtig belangrik. En ook vir designers self, hulle wil ook hê dat hulle stukke die beste lyk. So dit is 'n baie partykeer sal ek iets wil doen wat nie noodwendig die klere die beste laat sal lyk nie, maar dit is regtig soos 'n tegniese beautiful image vir my. En as hulle net soos okay, hier is 'n bietjie buite hulle comfort zone, die klere moet die center vat. En omdat jy binne daai gees van collaboration werk, is dit moontlik vir jou om dan aan te pas. 100%. Wat is die gekste of die mees kreatiewe versoek wat jy al gekry het? Ek dink dit lê eintlik nog in my toekoms. Ek het nog nie iets so crazy gedoen nie. Ons het al baie geskiet in water. Ek love dit om in water te skiet. En die crazy ding wat ek al gedoen het is om vir die model te wys, dis fyn, jy kan maar in die water sit. Dit was 'n dam geweest. Dit was nogals vuil geweest. Dis ek sal eers in die dam ingaan en letterlik in die presiese posisie gaan sit waar sy sit, net om te wys alles is fyn. Ek dink nie ek al 'n erge konsep gekry nie. Ek dink dit lê in my toekoms. Wat vir my exciting is, ek's altyd oop vir interessante idees. Dit is baie opwindend. Wat lê nou vir jou volgende? Ek wil bietjie meer in die galery space ingaan en bietjie meer kuns ook maak, wat nie noodwendig net om fashion is nie. Persoonlike projekte, meer portrait projects. Ek love street photography en bietjie meer van dit ook doen en bietjie meer dit in galerye inkry. En dan ek dink om soveel as moontlik fashion nou in die toekoms ook af te neem, om bietjie meer net van dit te doen. Dit is nou vir my baie goed dat hierdie deur nou oop is en bietjie in dit te sit vir die volgende paar jaar en meer van dit te doen. Waar kan mense jou volg, Peer? My Instagram is @peertography en ek gebruik meestal my Instagram, dis waar al my werk is, so julle kan dit daar sien. Baie dankie en dan baie geluk ook. Bly ingeskakel want net hierna is DJ Elster in die huis met sy remix van 'n Spoegwolf liedjie. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning en maak seker jy gaan volg ons op ons sosiale media platforms.
Celebrate you at the Clicks Beauty Fair. Buy any 3 Neutrogena facial skincare products, cheapest one free. Get any 3 selected brands hair care products from the same offer, cheapest one free. Save 20% on Bleach London hair colour products. And buy any 3 Aunt Jackie's hair care products, cheapest one free. Clicks. Feel good. Pay less. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Let's go higher. Lift me higher. Lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Welkom terug en is nou tyd vir 'n bietjie musiek. Gisteroggend het ons gering ching ching en vanoggend is dit ons want ons gaan nou luister na DJ Elster met sy amptelike remix van die Spoegwolf liedjie Kloetiswal. Baie welkom. Goeiemôre, awesome. Good morning. Baie dankie. Good Jy morning. is maar gewoond om later in die aand besig te wees, né? Nou het ons jou so vroeg wakker gemaak. It was an early one for me. We're very glad you made it though. That's a great remix. And I hope everybody's awake right now. Totally. I'm sure they are. Completely. But listen, Spoegwolf isn't one of the artists that you think of a remix. Ja. Yeah, the name Spoegwolf. Hulle musiek is mos maar die musiek wat Spoegwolf voor bekend is. Hoe het jy by die song uitgekom? It's a cool story. 3 years ago, my wife took me to my first Afrikaans concert, and it was a Francois van Cooke concert, and I loved the energy. I just felt like Afrikaans just brings a whole other dynamic, the words, and there's a real art behind it. So I've been making English music for the last 10 years. Went to that concert. Straight after that concert, I realized, all right, I need to change my focus. Then that same December holiday in Mossel Bay, went to go see Spoegwolf. I remember it was in Hartenbos. The sun was going down. It was extremely magical. And then I went home and immediately started working on Spoegwolf remixes. And I was fortunate enough to go to another concert with Dani and them, and they basically walked up to us, into us, next to the stage by chance, and I'd actually finished a remix a day before, so it was kind of like magical, just walked into me and it was like, hey, please have a listen to this. He took my phone, put it against his ear. It was very loud, it was a festival. And he said, take my email and send it to me on Monday. Monday, I sent it to him. It was 5 minutes later, he sent back an email saying,
awesome. I'm playing it in my car, mark meer. And then I did, and that was it. Yeah, and that's what you want really as a DJ, is to get the artist's stamp of approval so that you can make stuff that's in line with what they would make if they were in that genre, right? Yeah, exactly. So to your point there, I don't change any of Donnie's vocals. I try and keep it as plain, as simple as I can, but I also want to bring a dance element. You know, I try to bring something new to the stage. The incredible thing for me is the different vibe a song brings, you know, the remix. Jy luister na die song in sy oorspronklike vorm en dan skielik maak hy 'n deur op vir mense wat dalk nie aanvanklike groot Spoegwolf fans was of enige kunstenaar. Maar met dit, ek wil dis Bless me. Bless you, Pieter. Ja, so lekker dat ek gedans. Alles is los. Awesome. Where can people follow you and find all of the remixes that you've been doing, Elster? Yeah, so the name Elster, E-L-S-T-E-R, on social media. You can just go and check me out there. I'm on like everything, TikTok and Facebook, so just find me there. Amazing. We can't wait to listen to more. Thank you so much. Goeiemôre, good morning, Elster remix. Yes, we do. Good morning. We do. Definitely. Lekker. Thank you for being here. Dit was baie lekker. Kollegas, uiteindelik kan ons almal om die bank sit en vir die Suid-Afrika groet en sê ons is môreoggend weer terug. Wat 'n lekker show was dit nie? Hoop jy het 'n lekker dag. Dankie van ons kant af. Môreoggend klokslag om 6:00 is ons weer terug net hier op Via. Lekker dag vir jou. Maak mooi. Ek wil nou nog wiki. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed.